Tienertaal 101. Nee julle, dis nie die brain rot nie. Brain rot. So ons begin met die woord sigma. Sigma is eintlik baie maklik. Sigma en res. Dis pretty much dieselfde ding. Die een is connected aan daai een, maar res kom eintlik, dink ek, neem ek aan, van die woord charisma af. Nou charisma, soos almal seker weet, want dit is in die woordeboek, staan vir attractiveness, né? So as jy charisma het, dan attract jy mense. Right, so charisma. Charisma is om smooth te wees. Jy het like 'n pick-up lines, hi baby, how you doing? Smooth, charisma. Jy het ris, né? Iemand het ris. Maar iemand wat ris het, is 'n Rizzler. Die Rizzler het ris. Of sigma. Selfde ding. So geen mens verstaan hoekom daar twee verskillende woorde is nie, maar glo dit maar nie. Die Rizzler het sigma, want hy is cool en hy is smooth, so hy het ris ook. Ek was net gekorrigeer, so. Die Rizzler, né, is sigma, maar hy het ris. Ek dink ek het hom nou reg. Interessante feit, jy is sigma, maar vir een of ander rede kan jy hom ook gebruik in 'n amper tipe van 'n kragwoord. So as ek nou sou gaan, wat die hek, kan ek ook sê, wat is sigma? Okay, geen mens weet hoekom nie, want sigma is cool, maar in hierdie, as jy hom nou gebruik in daai sin van wat is sigma, is hy negatief. Okay, so afhangend van hoe jy hom in die sin gebruik, hy is sigma, is 'n goeie ding. Wat is sigma, is 'n slegte ding. Dan het ons die woord cap. Cap. Nou cap beteken jok. Alright? So as ek sê die lig is pers, that's cap. Nee, ek kon net sowel gesê that's crap. Ek praat crap, cap. Nie die waarheid nie, dis 'n leuen. Die lig is nie pers. Dit kan seker pers wees afhangend van die tyd van die dag. Maar in hierdie geval is dit nou nie waar nie, so dis cap. En as ek die waarheid praat, as ek sê jy het die coolste hemp aan, no cap. Beteken dit no crap. Ek jok nie, né? So dis wat dit is, cap, jok. No cap, ek jok nie, bussin. Alright, ek is seker waar dit vandaan kom nie. So bussin is positief. Dis 'n goeie ding. Maar apparently kan jy dit eintlik net gebruik vir kos of smaak. So as ek byvoorbeeld lekker kos maak vanaand, nie soos my pap wat my kinders wil eet nie, kom ons sê ek het pizza gemaak. Dan sê hulle vir my that's bussin. Okay? Bussin. Okay, as ek broccoli gemaak het, dan is dit nie bussin. Okay, so bussin verwys na smaak of kos. Okay, skibidi is negatief, julle. So as iemand skibidi is, dan is hy evil, sleg. Okay? Die ou het my geld gesteel, hy's skibidi. Of dis skibidi. 'n Persoon kan skibidi wees, of 'n item kan skibidi wees. Okay? Skibidi, evil. Maar dan is daar 'n ander woord, skibidi plus slicers equals pizza. Okay, so evil slices is blykbaar pizza. Ons het die woord sus. Nou sus is maklik, sus plus pet is suspect. Okay, so as iets suspect is, of iemand suspect is, dan is hulle sus, verdag. Okay, dis 'n mooi woord. Dit is verdag. Iemand is verdag, iets is verdag, dis sus. Hierdie is my favorite woord. Gyat. Gyat is waarom so, blykbaar. Okay, gyat is boude. Okay? Dit klink vir my of gyat gewoonlik in 'n positiewe manier gebruik word, alhoewel seker nie altyd nie, maar check out her gyat, né? Okay, so ek dink gyat gewoonlik positief. Dit is 'n funny een. Okay, gyat, boude, gyat. Ek dink al die mamas veral weet wat die woord cringe beteken. Ja, so. Cringe. Okay.
So, dit is wanneer jy na iets kyk en jy cringe, né? En gewoonlik is dit ons mammas. So, gewoonlik kyk hulle na ons mammas en gaan, cringe, my ma is cringe. Okay, so ek is gewoonlik cringe, waar ons gaan, I will cringe if this happens. So, hulle gaan, dit is cringe. Okay, so, I don't cringe, it is cringe. Okay, daai is cringe, jy is cringe. Dis cringe om dit te doen. Slay. Nou, slay is positief. So 'n positiewe ding om te slay, dis nie, jy het niemand se keel afgesny nie, dis 'n goeie ding. So, is amper soos wow, of awesome, high five, slay. Okay, so as iets cool is, mamas moenie dit doen nie, want dan is ons is cringe as ons dit sê, so ons moenie dit sê nie, maar as hulle gaan slay, dis 'n goeie ding. Okay, so ek hoop vir julle part, julle kinders sê vir julle slay so nou en dan, want dan weet jy, dis goed, slay, is goed. She ate and left no crumbs. Right, so hier is nie eers 'n woord nie, dis sommer 'n hele frase. Dit beteken, sy het geslaag in iets met vleiende vaandels. Alright, so sy het nie net gewen nie, sy het die wêreldrekord gemaak in atletiek. She ate and left no crumbs. Daar's geen manier wat daar doubt is oor hoe amazing sy gedoen het nie. Mamas, dis gewoonlik wanneer ons die skooltake doen, we eat and leave no crumbs. Okay, ons doen dit regtig goed. Well done. Dan het ons nog 'n woord wat hulle sê, cooked. I am cooking in the game. Die oomblik wat jy sê, I'm cooking at the game, is hy verkeerd. Dit is verkeerd. Mens kan dit nie so gebruik nie. I'm cooking in the game. Jy kan nie at iets kook nie, jy moet in iets kook. Alright, soos in 'n pot. So imagine, jy het 'n pot, jy kook in die pot, jy kook nie at the pot nie. Okay, so onthou, baie belangrik in, nie at nie. Okay, so hierdie is positief, positief. I cooked in the game. Nice, hy het reg gekry. Ek kyk altyd vir my kinders, want ek kry 'n nod as ek reg is, en dan kry ek 'n as ek cringe is, en dis verkeerd. As jy sê, I am cooked. As dit continuous tense is, I am cooking, dan is dit goed. Maar as dit past tense is, I am cooked, I have been cooked, dan is dit doomed. Okay, doomed, negatief. So tenses, ja, ek kan glo ons kinders doen so terrible, want tenses beteken in hulle tong, want tenses is baie belangrik as dit kom by die slang. As jy een woordjie verkeerd het, of die tens verkeerd het, dan is jy cringe, dan is dit nie reg. Yeet, nou moet jy maar gou weet, want dit klink vir my soos weet, wat jy op die bene gebruik. Maar yeet met 'n ei. En dit klink amper so 'n bietjie soos 'n Indian restaurant. Klink nog wel lekker om te gaan eet. Maar dis nie wat dit beteken nie, anders dit beteken gooi. Okay, so I yeet the ball. Nee? Mina? Voorbeeld? Okay, I yeet, ek dink ek's reg, hy het nou gehardloop om te gaan laap. So ek kan nou nie double check nie, maar ek dink ek's reg. I yeet the ball. So dit is nie I yeet the ball met 'n raket nie, dis I yeet the ball met 'n ei. Okay, nie yeet. Yeet en yeet nie dieselfde ding nie. I yeet the ball. Shop. Okay, ek kry shop son, dis waar. Nou die gritty is wat jy nou doen as iemand 'n goal geskor het op die sokkerveld. Nou, jy's nou happy. Dit is amper soos, ek weet nie wie van julle is blou bulle nie, maar is amper soos die billetjie wat flipvlakke doen en waarwiele en goed, maar jy doen nou die gritty. So my dogter het vir my gewys, dis dit, ja, wat jy dit doen. Okay, maar dis wat ek van YouTube, dat jy eintlik bietjie jou hande bysit, né? So jy maak so en dan so. Ek dink julle verstaan, né? Ek's happy, jy het 'n goal geskor, yes, gritty. Okay, dis die gritty. Wel, hierdie is ook een van my favorites, maar ek het nou eintlik vir genre nodig, want die ander is te skaam, is die woord mog. Mog is 'n uitdrukking. Okay, my girls doen dit eintlik so great, maar hulle het vir genre gewys hoe. Hy gaan vir ons wys hoe lyk dit, wys vir ons hoe lyk 'n mog. Mense is super cool. Amper soos Lord Farquaad, nee, in Shrek. So jy gooi hom so, dankie genre, jy rock, jy het net soos 'n eister. Jy gooi hom so dat jy amper so super square jaw, bietjie ingeduikte wange. Iemand is mog of sê hy maak mog. Jy kan iemand mog. So mog is eintlik 'n werkwoord. Ja. I mug you. Okay, dis 'n werkwoord, so moet dit verkeerd gebruik nie. Dis nie 'n mug expression nie, so dis nie 'n adjective nie. Jy mug iemand. Okay, so ek mok jou nie, ek mok jou.
Right julle, ek hoop hierdie het gehelp. Ek hoop dit help al die ouers om bietjie beter te verstaan. Julle moet 'n lekker aand hê.